Baie welkom by nog 'n uitsending van Bybelstudie saam met François. Ek is Joseph François Oberholzer van die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika. Ons doen ook aanlyn bediening reg oor die wêreld. Ons is gevestig in Viliersdorp in die Wes-Kaap. Jy is welkom, net soos jy is. En onthou, Jesus en ek is baie lief vir elkeen van u wat hier luister. Oor 5 weke is dit Kersdag. Ons herdenk die geboorte van ons Here en Verlosser Jesus Christus op die 25ste van Desember elke jaar. Die vraagstuk waarna ons kyk tot en met Kersdag is die volgende: wie is hierdie Jesus? Lees saam met my Galasiërs 2 vers 15 en 16. Vers 15. Ons is gebore Jode en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Ook ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig verklaar kon word op grond van geloof in Christus en nie op grond van die uitvoering van die wet nie, omdat geen mens op grond van die uitvoering van die wet geregverdig sal word nie. Ons geregverdigheid is gesetel in Jesus se kruisdood en opstanding en nie in ons self nie. Wie is hierdie Jesus? Daar is baie beroemde mense in die wêreld en so ken ek en jy miskien die naam van 'n beroemde persoon. Maar net omdat ons sy naam ken, beteken nie dat ons hom goed ken of haar goed ken nie. Dit beteken nie dat ons omtrent alles rondom hulle weet of regtig weet wat se tipe persoon hulle is nie. Jy het miskien al van Jesus Christus gehoor, al het hy ongeveer 2000 jaar gelede op die aarde gelewe. Maar die meeste mense weet nie watter soort persoon Jesus was nie. Party sê dat hy 'n goeie mens was, party sê dat hy 'n profeet was en party glo dat hy God is. Wat dink jy? Hoekom is dit vir my en jou belangrik dat ons God en Jesus Christus ken? Dit is belangrik dat jy weet wat die waarheid omtrent Jesus is. Hoekom? Die Bybel sê vir ons, om die ewige lewe te ontvang, moet hulle u leer ken, die enigste ware God, en ook die een wat u gestuur het, Jesus Christus, Johannes 17, vers 3. Ja, as jy die waarheid omtrent God en Jesus ken, kan jy vir ewig op 'n paradijsaarde lewe. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As jy Jesus ken, sal dit jou ook nou help, want hy is die beste voorbeeld van hoe om te lewe en hoe om ander te behandel. Johannes 13 vers 34 en 35 sê, daar staan geskrywe, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Die doel van hierdie klompie uitsendings oor wie is hierdie Jesus, is om te leer wat sê die Bybel omtrent Jesus Christus. Wie is hy? Ons het die Messias gevind. Wat beteken die woord Messias en Christus? Baie jare voordat Jesus gebore is, het God in die Bybel beloof dat hy die Messias, dit wil sê die Christus, sou stuur. Die woord Messias kom van 'n Hebreëse woord en die woord Christus kom van 'n Griekse woord. Albei hierdie titels beteken gesalfde en dui aan dat God die beloofde Messias sou kies en hom 'n spesiale posisie sou gee. Die Messias sal al God se beloftes waar laat word,
Maar voordat Jesus gebore is, het baie mense gewonder, wie sal die Messias wees? Vraag: het Jesus se disippels geglo dat hy die Messias is? Jesus se disippels was heeltemal seker dat hy die beloofde Messias is. Daar staan geskrywe in Johannes 1 vers 41. Hy het sy broer Simon eers teëgekom en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, Christus. Simon Petrus het byvoorbeeld vir Jesus gesê, U is die Christus, Matteus 16 vers 16. Hoe kan ons seker wees dat Jesus die Messias is? Vraag: hoe het God opregte mense gehelp om te weet wie die Messias is? Lang voordat Jesus gebore is, het God se profete baie besonderhede neergeskryf wat mense sou help om die Messias te identifiseer. Hoe sou hierdie besonderhede mense help? Sê nou iemand vra jou om na 'n besige treinstasie te gaan om iemand te gaan haal wat jy nog nooit ontmoet het nie. Jy sal die persoon kan vind as iemand vir jou mooi beskryf hoe hy lyk. Net so het God sy profete gebruik om vir ons te vertel wat die Messias sou doen en wat met hom sou gebeur. Die vervulling van al daardie profesieë help opregte mense om te weet dat Jesus die Messias is en daar is geen ander. Vraag: wat is 2 profesieë wat bewys dat Jesus die Messias is? Kom ons kyk na 2 van daardie profesieë. Eerstens, 700 jaar voordat Jesus gebore is, het Micha voorspel dat die Messias in die klein dorpie Bethlehem gebore sou word, Micha 5 vers 2. En dit is waar Jesus gebore is, Matteus 2 vers 1, 3 tot 9. Tweedens sien ons ook dat Daniël voorspel het dat die Messias sal verskyn, Daniël 9 vers 25. Dit is maar net 2 van die basiese profesieë wat duidelike bewys is dat Jesus die beloofde Messias is. Vraag: wat het by Jesus se doop gebeur wat bewys dat hy die Messias is? God het dit baie duidelik gemaak dat Jesus die Messias is. God het beloof om Johannes die doper 'n teken te gee sodat hy sou weet wie die Messias is. Toe Jesus in die jaar 29 voor die huidige jaartelling na Johannes gegaan het om in die Jordaanrivier gedoop te word, het Johannes daardie teken gesien. Die Bybel sê vir ons wat gebeur het. Nadat Jesus gedoop is, het hy onmiddellik uit die water opgekom. En kyk, die hemel het oopgegaan en hy het gesien hoe God se gees soos 'n duif neerdal en op hom kom. Kyk, 'n stem het ook uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun wat ek goedgekeur het, Matteus 3:16 en 17. Toe Johannes hierdie teken gesien en gehoor het, het hy geweet dat Jesus die Messias is, Johannes 1:32 tot 34. Op daardie dag, toe God sy gees op Jesus uitgestort het, het Jesus die Messias geword. Hy was die een wat God gekies het om leier en koning te wees, Jesaja 55 vers 4. Bybelprofesieë, God se eie woorde en die teken wat hy by Jesus se doop gegee het, bewys dat Jesus die Messias is. Vraag: waar het Jesus vandaan gekom? Wat leer die Bybel oor Jesus se lewe voordat hy na die aarde toe gekom het? Die Bybel leer dat Jesus 'n lang tyd in die hemel gelewe het voordat hy na die aarde toe gekom het. Micha het oor die Messias gesê, sy oorsprong is uit die verre verlede, Micha 5 vers 2. En Jesus het baie keer gesê dat hy in die hemel gelewe het voordat hy as mens gebore is, Johannes 3:13, 6 vers 38 en 62 en 17 vers 4 en 5. Selfs voordat Jesus aarde toe gekom het, het hy 'n spesiale verhouding met God gehad. Ons lees, en ons het by die vorige uitsendings ook gesê, in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape.
Die Hebreëse naam vir God hier is Elohim, wat in die meervoud gebruik word, wat beteken God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is die skepper van alles, van die begin af. Hoekom is Jesus vir God so spesiaal? Jesus is vir God baie spesiaal, want God het hom geskep voordat hy enige iets of enige iemand anders geskep het. Daarom word Jesus die eersgeborene van die hele skepping genoem, Kolossense 1:15. Jesus is ook vir God spesiaal, omdat hy die enigste een is wat direk deur God geskep is. Dit is waarom hy die eniggebore seun genoem word, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Ja, amen. Jesus is ook die enigste een wat deur God gebruik is om alle ander dinge te skep, Kolossense 1:16. En net Jesus word die woord genoem. Ons het in die vorige uitsending wyd daaroor uitgebrei. Net Jesus word die woord genoem, want God het hom gebruik om boodskappe en instruksies aan engele en mense te gee, Johannes 1:14. Lees dit saam met my, Johannes 1:14. En die woord, Jesus, het vlees geword, mens geword, en waar het hy kom woon, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke Seun van die Vader, vol genade en waarheid. Is dit nie pragtig nie? Ja, amen. Vraag: hoe weet ons dat Jesus en God nie dieselfde persoon is nie? Party mense glo dat Jesus en God dieselfde persoon is, maar dit is nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel sê dat Jesus geskep is, wat beteken dat Jesus 'n begin gehad het. Maar God wat alles geskep het, het nie 'n begin gehad nie. Psalm 90:2. Daar staan geskrywe: voordat die berge gebore is, en u die aarde en die bewoonbare wêreld voortgebring het, ja, van altyd af en vir ewig is u God. Ja, amen. As God se seun het Jesus nooit daaraan gedink om God te probeer wees nie. Die Bybel leer duidelik dat die Vader groter is as die Seun, Johannes 14:28, 1 Korintiërs 11:3. Net God is God die Almagtige, Genesis 17:1. Hy is die grootste en die magtigste persoon in die heelal. Hy is God verhewe bo alles en almal. Vraag: hoekom sê die Bybel dat Jesus die beeld van die onsigbare God is? God en sy geliefde seun Jesus Christus het baie jare lank saamgewerk voordat die hemel en die aarde geskep is. Hulle moes baie lief vir mekaar gewees het, Johannes 3:35, 14:31. Jesus het sy Vader se eienskappe so goed nagevolg, dat die Bybel hom die beeld van die onsigbare God noem, Kolossense 1:15. Hoe kon God se geliefde seun as 'n mens gebore word? God se geliefde seun was bereid om die hemel te verlaat en as mens op die aarde gebore te word. Hoe was dit vir hom moontlik om as mens gebore te word? God het 'n wonderwerk gedoen en sy seun se lewe uit die hemel na die baarmoeder van 'n maagd met die naam Maria oorgeplaas. Daarom het Jesus nie 'n mensvader nodig gehad nie. Maria het dus aan 'n volmaakte seun geboorte gegee en sy het hom Jesus genoem, Lukas 1:30-35. Volgende vraag: watter soort persoon was Jesus? Hoe kan jy God beter leer ken? Jy kan baie leer oor Jesus, sy lewe en sy eienskappe deur die Bybelboeke Matteus, Markus, Lukas en Johannes, met ander woorde die 4 evangelies te lees, heel in die begin van die Nuwe Testament. Hierdie boeke word
Wel, die evangelies genoem, omdat Jesus net soos sy Vader is, kan wat jy lees jou ook help om God beter te leer ken. Dit is waarom Jesus kon sê, enige iemand wat my gesien het, het ook die Vader gesien. Johannes 14:9, wonderlik, ja, amen. Wat het Jesus mense geleer en waar het Jesus se leringe vandaan gekom? Baie mense het Jesus leermeester genoem, Johannes 1:38, 13 vers 13. Een van die belangrikste dinge wat hy mense geleer het was die goeie nuus van die koninkryk. Wat is hierdie koninkryk? Dit is God se regering wat uit die hemel oor die hele aarde sal regeer en seëninge sal bring vir mense wat God gehoorsaam. Matteus 4:23. Daar staan geskrywe, Matteus 4:23, en Jesus het in die hele Galilea rondgegaan, in hulle sinagoges, hulle kerke, geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke sieke en elke kwaal onder die volk genees. Ja, amen. Alles, maar alles, wat Jesus mense geleer het, het van God afgekom. Jesus het gesê, wat ek leer is nie myne nie, maar behoort aan hom wat my gestuur het. Johannes 7, vers 16. Jesus het geweet dat God wil hê dat mense die goeie nuus moet hoor dat God se koninkryk oor die aarde sal regeer. Daarom roep ons uit, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou weer, ja, amen. Wie is hierdie Jesus? Dit is ons vraagstuk. Ag, in die gebed van my hart is dat u net 'n beeld, 'n gedagte sal kry van wie Jesus werklik was, wie hy is en wie hy altyd sal wees. Prys die Here. Volgende vraag, waar het Jesus mense geleer? Hoekom het hy so hard gewerk om ander te leer? Waar het Jesus mense geleer? Oral waar hy mense kon vind, in stede, in dorpies, by markte, by plekke van aanbidding en in mense se huise. Hy het nie verwag dat mense na hom toe moet kom nie. Hy het dikwels na hulle toe gegaan. Markus 6:56, Lukas 19:5 en 6. Jesus het hard gewerk en het baie tyd en energie gebruik om mense te leer. Hoekom? Omdat hy geweet het dat God wou hê dat hy dit moet doen en omdat hy altyd gehoorsaam was aan sy Vader. Johannes 8 vers 28 en 29. Jesus het ook gepreek omdat hy jammer gevoel het vir mense. Matteus 9:35 en 36. Hy kon sien dat die godsdienstleiers nie die waarheid omtrent God en sy koninkryk leer nie. Daarom wou hy soveel mense as moontlik help om die goeie nuus te hoor. En wat is hierdie goeie nuus? Die goeie nuus is ons verlossing in Jesus Christus deur dit wat hy vir ons in daardie kruis gedoen het. Prys die Here, ja, amen. Van watter eienskappe van Jesus hou jy die meeste? Jesus was lief vir mense en het vir hulle omgegee. Hy was vriendelik en mense kon maklik met hom praat. Selfs kinders het daarvan gehou om by hom te wees. Markus 10:13 tot 16. Jesus was altyd regverdig. Hy het korrupsie en ongeregtigheid gehaat. Matteus 21:12 en 13. Hy het in 'n tyd gelewe toe vroue nie baie regte gehad het nie en nie met respek behandel is nie. Maar Jesus het vroue altyd met respek behandel en het hulle laat voel dat hulle waardevol is. Johannes 4:9 en 27. Jesus was ook werklik nederig. Een aand het hy byvoorbeeld die voete van sy apostels gewas, iets wat gewoonlik deur 'n slaaf gedoen is. Johannes 13:2 tot 5, 12 tot 17. Vraag: wat wys dat Jesus geweet het wat mense werklik nodig gehad het en dat hy hulle wou help? Jesus het geweet wat mense werklik nodig gehad het.
en hy wou hulle altyd help. Dit was baie duidelik toe hy deur middel van God se krag wonderwerke gedoen het om mense te genees, Matteus 14:14. 'n Malaatse man het byvoorbeeld na Jesus toe gekom en gesê, "As u net wil, kan u my gesond maak." Hoor wat sê hierdie malaatse man, as u net wil, kan u my gesond maak. Die malaatse man het geweet dat Jesus hom kan gesond maak, maar hy het getwyfel of die Here dit wou doen. Daarom vra hy, as u net wil, kan u my gesond maak. Jesus is diep geraak deur hierdie man se pyn en lyding. Hy het jammer vir hom gevoel en wou hom help. Daarom het Jesus sy hand uitgesteek, aan die man geraak en vir hom gesê, "Ek wil, word gesond." En die siek man het gesond geword. Markus 1 vers 14 tot 42. Daar waar jy sit en luister, die Here sal jou gesond maak. In die naam van Jesus Christus, word gesond, word genees van daardie kwaal wat jy het, in Jesus magtige naam, want deur sy wonde, soos dit geskryf is in 1 Petrus 2:24, is jy genees. Glo dit en ontvang dit. Kan jy jou voorstel hoe daardie man moes gevoel het? En daar waar jy sit en nou net genesing ontvang het, prys die Here en loof hom, want dis net hy wat dit kan doen. Ja, amen. Jesus was altyd getrou aan sy Vader. Vraagie, hoekom is Jesus die beste voorbeeld van gehoorsaamheid aan God? Jesus is die beste voorbeeld van gehoorsaamheid aan God. Maak nie saak wat gebeur het nie, of wat sy vyande aan hom gedoen het nie. Hy was altyd getrou aan sy Vader. Byvoorbeeld, Jesus het nie gesondig toe Satan hom in die versoeking probeer lei het nie. Matteus 4 vers 1 tot 11. Sommige van Jesus se eie gesinslede het nie geglo dat hy die Messias is nie, en het gesê dat hy van sy kop af is. Maar Jesus het aangehou om God se werk te doen. Markus 3:21. Toe Jesus se vyande hom wreed behandel het, het hy getrou aan God gebly en hy het hulle nooit probeer kwaad aandoen nie. 1 Petrus 2:21 tot 23. Selfs toe Jesus 'n wrede en pynlike dood gesterf het, het hy getrou aan God gebly. Filippense 2:8. Stel jou voor wat hy alles moes deurmaak op die dag van sy dood. Hy is in hegtenis geneem. Valse getuies het hom daarvan beskuldig dat hy nie respek vir God gehad het nie. Korrupte regters het hom veroordeel. Skares het hom uitgelag en soldate het hom gemartel en hom aan 'n paal gehang. Toe hy gesterf het, het hy uitgeroep, "Dit is volbring," Johannes 19:30. 3 dae na Jesus se dood het God hom opgewek en hom 'n gees-liggaam gegee, 1 Petrus 3:18. 'n Paar weke later het Jesus na die hemel teruggekeer. Hy het aan die regterhand van God gaan sit en gewag vir God om hom koning te maak. Hebreërs 10:12 en 13. Prys die Here, verhewe bo alles en almal is U, o groote God. Ja, amen. Vraag: watter geleentheid het ons omdat Jesus getrou aan sy Vader gebly het? Omdat Jesus getrou aan sy Vader gebly het, het ons die geleentheid om vir ewig op 'n paradysaarde te lewe, net soos God wou. Kom ons som 'n klompie waarhede op uit hierdie uitsending. Waarheid: Jesus is die Messias. U is die Christus, Matteus 16:16. Hoe weet ons dat Jesus die Messias is? Matteus 3:16. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Lees ook Johannes 1 vers 32 tot 34. God het Jesus as sy seun geïdentifiseer. Micha 5:2, Matteus 2 vers 1, 3 tot 9. Jesus het al die profesieë oor die Messias vervul. Waarheid: Jesus was 'n engel voordat hy na die aarde toe gekom het. Johannes 6:38 sê, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom
wat my gestuur het. En ook wanneer ons in die Ou Testament lees van die engel van die Here, dan verwys dit na Jesus Christus. Jesus is deur God na die aarde toe gestuur, sy geliefde seun, Lukas 1:30 tot 35. Nog 'n waarheid, Jesus is lief vir mense. Laat die jong kinders na my toe kom, Markus 10:14. Van watter eienskappe van Jesus hou jy? Matteus 10:13 tot 16, Jesus was vriendelik en mense het dit geniet om met hom te praat. Johannes 4:9 en 27, Jesus het vroue met respek behandel en het hulle laat voel dat hulle waarde het. En onthou, papas en jou geliefde vroutjie is die mamma van jou kinders. En as jy nog nie kinders het nie, dit maak nie saak nie. Respekteer jou vrou met die liefde wat Jesus Christus vir sy kerk het. Johannes 13, 2 tot 5, 12 tot 17, Jesus was nederig. Jesus leer ons om nederig te wees. Matteus 9, 35, 36, Markus 1, 40 tot 42, Jesus wou altyd ander mense help, vandag nog. Wie is hierdie Jesus? Nog 'n waarheid wat ons vandag geleer het, Jesus doen altyd God se wil. Ek het die werk voltooi wat U my gegee het om te doen, Johannes 17 vers 4. Hoe help Jesus se voorbeeld ons om getrou te wees? Matteus 4, 1 tot 11. Jesus het getrou gebly toe die duiwel hom in die versoeking probeer lei het, so ook in die versoekings waardeur ek en jy moet gaan. Vra die Here om jou te help om getrou te bly aan hom, soos wat Jesus dit gedoen het. Markus 3:21, Jesus het God se wil gedoen, selfs toe sy gesinslede hom gespot het. Ja, van sy broers het hom uitgelag, omdat hy gesê het, hy is die gesalfde van God, die Messias, God se geliefde seun. 1 Petrus 2:21 tot 23, Jesus het sy vyande nooit kwaad aangedoen nie. Filippense 2:8, Jesus het aan God getrou gebly, selfs tot die dood toe. En ons sluit af Hebreërs 10:12 en 13, 1 Petrus 3:18, God het Jesus tot hemelse lewe opgewek. Waar Jesus nou sit aan die regterhand van God ons Vader, daarom roep ons uit, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou weer. Afwagtend vir sy terugkeer is elkeen van ons. Prys die Here, ja, amen. Kom ons sluit af met Johannes 6 vers 37 en 38. Daar staan geskrywe, Jesus is aan die woord. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal die een wat na my kom nooit verstoot nie. Vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ontvang Jesus. Daai klop aan die voordeur van jou lewe. Maak oop, dis Jesus wat wil inkom. Prys die Here. Ontvang die seën van die Here, Numeri 6 vers 24 tot 26. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Ja, amen. Tot volgende keer, wees geseënd en onthou, Jesus en ek is baie lief vir elkeen wat na hierdie uitsendings luister. Ja, amen.